Rasseteorie. Handelinge 2 verse 9 tot 11 sê: Ons, Parte en Meders en Elamiete, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadosie, Pontus en Asië, Frigië en Pamfilië, Egipte en streke van Libië in die omgewing van Sirene en Romeine wat hier vertoef, Jode en Proseliete, mense van Kreta en Arabiere, ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God praat. Kom ons praat ook oor rasisme. Rasisme is vroeër gesien as rassestereotipering, rassehaat en rassediskriminasie, maar word vandag meer struktureel beskou. Dit word verbind met mag wat sommige het en ander nie. Die rasgroep wat bemagtig is onbewustelik rassisties en neerbuigend, terwyl ontmagtigdes nie rassisties kan wees nie. Aspekte hiervan is waar, maar hierdie beskouing het ook ernstige tekortkominge. Byvoorbeeld, dit skakel die individu se gedrag uit, wat ook al hulle optrede. Sommige sal altyd rassisties wees. Ander kan nie rassisties wees nie, al tree hulle ooglopend rassisties op. Dit is duidelik onwaar. Rasseteorie is ook verdelend, terwyl die doel sekerlik eenheid en samewerking is. Nee, die Bybelse benadering is beter. Ons is geroep tot liefde en aanvaarding van almal, ongeag hulle afkoms. Ons is een kerk en ons opdrag is juis om gemarginaliseerdes en ontmagtigdes te help om waardig en gelyk te wees, soos ons reeds in Christus is. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, help my om met liefde te lewe. Ek weet dat liefde nie net individueel is nie, maar ook korporatief en struktureel. Wys ons watter strukture in die wêreld nie u wil is nie. En laat ons by die kerk begin. Laat ons nie soos wêreldlinge leef nie, maar soos kinders van God. Amen. Die Here seën jou.